Dis Doopvoordag Sondagmôre. Dis die tyd tussen Jesus se kruisiging en sy opstanding. Die disippels saamgebondel agter geslote deure saam met 'n paar vrouens. Hulle die nag, trouens die naweek, so goed soos niks geslaap nie, niks geëet nie, en alles was te mekaar. Hulle was verskrik en verslae. Wat dink jy het deur hulle koppe gegaan? Waaroor het hulle gepraat? Hemelse Vader, as ons vanmôre voor U woord buig, dan doen ons dit met verwagting op hierdie wonderlikste van wonderlike dae, die dag van U opstanding. En ons wil vir U vra, praat met ons, dat ons nie maar net deur die opstanding nuwe insig sal kry nie, maar deur U opstanding, ja Jesus, deur U self aangeraak sal word, sodat ons nuwe mense die lewe kan ingaan. Amen. Waaroor het hulle gepraat? Wat het hulle gedagtes gegaan? Bartolomeus sê, het julle gehoor van Judas, arme man, hy het selfmoord gepleeg, dit is so tragies, dat hy nou ons meester moes verloon. Ons kan nie praat nie, sê Filippus. Ons is niks beter as hy nie. Ons het soos bang klein hondjies weggehardloop, toe die boel daar kom. Ons het ons meester in die steek gelaat, toe hy ons nodig gehad het. Ons is net so skuldig. Petrus kyk stadig op, en sag sê hy, ek, die meeste van ons almal. Ek het voor 'n diensmeisiekie, het ek in mekaar gestort, en gesê, ek ken die man nie. Ek en Judas is ewe skuldig. Wat maak dit saak? Hy's dood, sê Thomas. Dis end of the story. Ons het hom probeer waarsku, maar hy het nie geluister nie. Hy het die kerkleiers uitgetart. Hy het moeilikheid gesoek en gemaak so ver as hy kom. Dis asof hy sy dood gesoek het. Van dood gepraat, sê Thomas, sê Johannes, ek dink ons moet vlug. Ons moet pad gee. Ons is volgende in die linie. En so praat hulle. Maar een van hulle het 'n bietjie van 'n logika en 'n rustigheid aan hom. Hy sê, maar wat van al Jesus se profeseë? Hy het gesê dat hy gaan doodgemaak word en weer gaan opstaan. Daar gaan 'n opstanding wees. Is dit nie dalk moontlik nie? Nee, sê Thomas, dis onmoontlik. Dis verby, dis oor, ons moet aangaan met ons gewone lewens. Magdalena, waartoe gaan jy? En sy sê, kom vrouens, sê sy, ek en die ander susters gaan sy lijk balsem. Ons het olie en kruie gekoop, ons is op pad soontoe. Hartseer storie, want Jesus is dood. Hulle drome is dood. Hulle ideale, hulle verwagtinge lê aan skerwe. En nou is die vraag, en dis die vraag wat ek vir myself en vir jou vra, wat sou gebeur het as Jesus regtig nie opgestaan het nie? As hy dood was, en soos Thomas sou gesê het, end of story. Dan sou die disippels nog die res van hulle lewe papbroeke gewees het, weghardlopers, ouens wat agter geslote deure wegkruip. En hulle godsdienst sou maar net wees soos al die ander heidense godsdienste en godsdienstfilosowe, waar hulle agter 'n mooi klomp idees van 'n dooie mens aanloop en probeer om God te beïndruk met die ou goedjies wat hulle doen. Maar veiligheidshalwe sou hulle stil gebly het, want hulle sou nie die aandag op hulle wou vestig nie, maar hulle sou ook nie gehoef het nie, want die persoon waaroor het gegaan het, is dood. Die saak is klaar afgehandel.
En tog sou hulle hom tog probeer dien het op 'n sekere sin. Hulle sou sy nagedagtenis geëer het. Hulle sou sy pragtige gedagtes sou hulle nog vir mekaar gesê het. Maar gaandeweg, glo ek, sou hulle begin wonder het, is hy regtig wat hy voorgegee het om te wees? Is die dinge wat hy vir ons verkondig het slegs net woorde waarvan ons maar kan vergeet? Kan ons maar aangaan asof hy nooit daar was nie? Al die mooi en selfs die twyfelagtige goed oor Jesus kon moontlik deur hulle koppe gegaan het, as Jesus dood was. Want dan was daar niks om voor te lewe nie. Maar dan kom Maria Magdalena terug. Sy sê, ek het hom gesien. Ek was daar. Julle sal maar nie glo nie, die graf is leeg. Hulle kyk haar met verdwaasde oë aan. Wat beteken dit? Ek weet nie. Op daai stadium het ek nie geweet nie. Daar was 'n engel en die klip was weggerol en ek het hom gesoek en hy was nie daar nie. En weet julle wat? Toe ek later in die tuin loop, toe sien ek hom en ek praat met hom en hy praat met my. Kom ek lees vir jou 'n weergawe daarvan uit Lukas hoofstuk 24. Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne in blink wit klere. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word en op die 3de dag weer opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die 11, die ander van hulle, gaan vertel. Toe Jesus opstaan, verander alles. Alles. En na hy teruggekom het in die vorm van sy Heilige Gees op Pinksterdag, toe is daai selfde pieperige, weghardlopende disippels met 'n krag en 'n teenwoordigheid van Jesus so besiel en so bekragtig dat hulle onherkenbaar anders geword het. Ek wil Petrus die rots wat sy meester verloon het, word een van die leiers van die kerk en later in Jerusalem en later ook weier. Johannes, die jongste disipel, was in die gemeente van Efese en later skryf hy die Openbaringsbrief. Matteus word 'n sendeling in Ethiopië. Thomas en Bartolomeus gaan Indië toe. Andreas verkondig die woord in Griekeland. Jakobus word die leier van die kerk in Jerusalem. Wat het gebeur? Wat het gebeur, want hulle was nie net gemartel nie. Op Johannes na het almal van daai 11 disipels is vermoor. En Paulus, wat nie een van die 11 disipels was nie, maar later bygekom het, word die grootste sendeling van alle tye, toe hy op die pad na Damaskus die lewende Here ontmoet het. Hulle het vir Jesus, die opgestane Here, begin lewe. Laat my dink aan ons volkslied, die ou volkslied, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou, Suid-Afrika.
Hulle het dit verander na, ek sal lewe, ek sal sterwe, ek vir u, my Here Jesus. En hierdie mense het vir Jesus begin lewe. Toe hulle hom ontmoet het, kon dinge nooit weer dieselfde wees nie. Maar hulle het nie net gelewe nie, hulle het ook gesterwe vir hulle Here. Johannes is die enigste van die 11 disippels wat 'n normale dood gesterf het, ofskoon hy reeds vir baie jare in ballingskap was. Die ander van hulle is almal gemartel en het is doodgemaak, is vermoor, baie is gekruisig, soos Jesus, vir hulle geloof, vir hulle liefde vir hulle loyaliteit aan die Here. Dis wat die opgestane Here aan mense doen. Wanneer jy Jesus ontmoet, en jy nie 'n dooie held vereer nie, maar 'n lewende heiland volg. Wat het die verskil gemaak? Jesus lewe. Die heiland het opgestaan. En nou is die vraag, dis die disippels, wat van my en jou? Hoe beïnvloed dit my? Ons leef in 'n tyd wat die kerk besig is om te kwynd. Daar is selfs sprake van die post-Christelike era. Het Jesus te vergeefs opgestaan? Het hy sy Heilige Gees te vergeefs op Pinksterdag uitgestort? Wat het gebeur? Dat dit wat die begin van die evangelie en van die kerk was, waar die evangelie van Jesus Christus soos 'n veldbrand oor die wêreld versprei is. Wat het gebeur? Dat dit nou besig is om te krimp. Dat ons, as het ware, op 'n tydstip kom in ons wêreld en ons land, waar die Christendom aan die agterspeen begin suig. Wat het gebeur? Miskien, nee, kom ek wees anders te om. Kom ek sê wat moet gebeur, sodat die skip omgedraai kan word. Want op die oomblik is ons soos die disippels. Ons begin twyfel of dit wat Jesus gesê het en gedoen het, die waarheid, die enigste waarheid is. Ons wil so akkommoderend wees, dat ons die evangelie gelykstel met, ons moet tog nie iemand aanstoot gee nie. Dat ons nie meer praat oor die goed waaroor Jesus gepraat het nie. Dat ons nie vir hom as die verlosser van sonde meer verkondig nie. Ek is bevrees, ons word soos die ou disippels. En ons vir veiligheid hou ons baie keer ons monde. Ons wil tog nie aanstoot gee nie. Maar baie keer is ons bang vir verwerping. Ons leef, broeders en susters, in 'n tyd waar die evangelie onder geweldige druk is, omdat ons, en ek haat om dit te sê, eintlik 'n dooie Jesus aanbid, en nie 'n lewende heiland nie. Want ons glo sy woorde, ons wil sy leringe navolg, maar het jy 'n persoonlike verhouding met hom? Het jy hom al ontmoet en ervaar, ontdek dat hy die lewende Here is, wat hierdie wêreld in die holte van sy hand hou, en wat baie lief is vir jou en my, so lief dat hy sy lewe gegee het, maar ook so kragtig dat hy die dood oorwin het. Ons het, as ek die Engelse uitdrukking gebruik, ons het baie keer undercover Christene geword. Ons wil so stilstoel Christene wees. Die disippels, na Jesus se opstanding, was braaf, het uitgegaan met passie, ongeag die gevolge vir hulle self. En die kerk het gegroei
uit sy nate gebars, soos God dit bedoel het. Wat is die boodskap vandag? Jesus het opgestaan. Hy lewe. Hy maak die verskil. Ken jy hom? Ek wil voorstel dat ek en jy en almal wat na hierdie woord luister, ons sal weer aan Jesus toewy en weer begin bid dat hy sal ingryp in ons lewens. Daar's die storie van 'n Amerikaanse sendeling wat dit reg gekry het om in Rusland, in China te gaan besoek aflê, en hy word om een of ander rede toegelaat om wel in die tronk te gaan, waar 'n klomp Christene oor hulle geloof in die tronk gesmyt is en vervolg word. En hy het 'n stukkie van die Bybel saamgevat, een van die Bybelboeke wat hy kon inslip. En toe een van hulle dit kry, toe gee hulle dit vir iemand anders. En hy sê, maar hoekom? Hulle sê vir hom, meneer, ons ken hierdie gedeelte uit ons kop uit. Ons ken hom uit ons kop uit. Sodat, as die mense ons met hierdie woord vang, is ons in die moeilikheid. Maar hy is nie hier nie, hy is hierso, en hy is hierso. En die Amerikaanse sendeling was so beïndruk dat hy gesê het, ek sal, nee, hulle vra toe vir hom, maar meneer, as jy teruggaan, vra vir die kerk in Amerika om vir ons te bid. Toe sê hy, nee, ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan dit nie doen nie. Hy sê, hoekom nie? Hulle sê, asseblief, ons kry swaar. Hy sê, nee, ek gaan terug en vir die kerk in Amerika bid. En ek wil vir julle vra om vir die kerk in Amerika te bid. Want vir ons, wat alles het een ding weggeval. Die passie vir die geloof en vir Jesus. Die lewende heiland leef nie meer in ons kerke nie. Julle moet vir ons bid, dat ons iets kan kry wat julle het. Liewe vriende, ons vier Jesus se opstanding. Mag hy ook vandag opnuut in jou hart en in jou lewe opstaan en die lewende heiland word, wat vir jou en vir my so lief het, dat hy deur sy gees weer na ons toe kom op Pinksterdag, om 'n getuie te wees vir die wonder van Jesus wat lewe. Amen. Hemelvader, ons bely voor U dat ons die passie van die vroeë kerk verloor het. Gee ons die krag en help ons, o Here, deur U Gees, om onverskrokke getuies en uitlewers van U lewende teenwoordigheid kan wees. Amen. Dankie dat jy vanmôre gekyk het. As daar nog tyd is, nooi ek jou uit om jou kerk te kom besoek, of ons kerk, waar jy ook al is. En as jy 'n bydrae wil lewer vir ons, om ook die woord van die Here en woord en daad uit te dra, die besonderhede is hier môre onder. Mag hierdie môre, hierdie dag geseënd wees.